Welkom by die jaar 1, termyn 1 se leerpapiere. Manne, julle moet maar 'n rukkie saam met my spandeer en dan gaan ons gou hier deur die 7 afdelings wat ons vir die termyn behandel het met die leer ten opsigte van die leerpapiere. Ons kyk na ons eerste afdeling wat bestaan uit veiligheid. Veiligheid het verskeie afdelings. Die eerste een waarna ons kyk is onveilige handelinge. Nou onveilige handelinge het ek altyd vir julle gesê, koppel die woord hand aan handelinge. Met ander woorde, dis iets wat jy verkeerd doen. Jy speel in die sentrum, dis totaal en al verkeerd. Jy is besig om met die verkeerde gereedskappe die verkeerde werk te doen, dis 'n onveilige handeling. Die tweede punt waarna ons kan kyk, is 'n onveilige toestand. Nou, onveilige toestand is net die omgekeerde van 'n handeling. 'n Handeling doen jy, 'n toestand is iets wat verkeerd is in die sentrum, soos byvoorbeeld swak beligting. Ons kan ook kyk na swak ventilasie. Julle weet daar's verskeie punte. Julle moet seker maak julle verstaan dit en julle ken die werk. Dan 'n baie belangrike een, wat is 'n ongeluk? Nou, wanneer ek hier vra wat is 'n ongeluk, bedoel ek in die sentrum en in die industrie. Ek bedoel nie wat is 'n ongeluk, soos wanneer byvoorbeeld 2 motors mekaar stamp nie. Want wat 'n ongeluk is, wil ek julle met die volgende 4 woorde as julle prioriteit beskou: onbeplan, onbepaald, onveilige handeling, onveilige toestand. Met ander woorde, 'n ongeluk is 'n onbeplande en onbepaalde gebeurtenis wat deur onveilige handelinge en onveilige toestande veroorsaak word. Dan kan ons oorskakel na ons tweede module toe, sentrumreëls. Baie belangrik dat ons hou by die sentrumreëls. Julle weet ons laat nie toe dat julle verkeerde goed doen in die sentrum nie. Die veiligheid kom eerste. Dis waarom ek ook by die gereedskapbord 'n bordjie opgesit het wat staan safety first, veiligheid eerste. Dra altyd 'n oorpak. Ons het vir julle elkeen 'n oorjas gekoop. Die oorjas is in die sentrum en dit is om jou klere te beskerm. So dra altyd 'n oorpak. En dan hier is 'n belangrike een. Gebruik die regte gereedskap vir die regte werk. Julle sal onthou in die begin het ek van julle gesien wat 'n vuil vat en 'n werkstuk mee kap. Want ek het vir julle gesê nee, vuil word gebruik om metaal weg te skuur. Hamer word gebruik om te kap. Dan berre die gereedskap na gebruik. Dit is baie belangrik. Maar ek glo op die stadium weet julle dit almal. Al die gereedskap is altyd terug na elke sessie wat julle by my was op die gereedskapborde. Ons derde punt was PPE, wat ook staan vir persoonlike beskermingsklere. Dit is 'n swyshelm wat jy moet dra wanneer jy swys, om jou oë te beskerm, veiligheidsbrille wanneer ons werk of wanneer ons met die slypmasjien werk, veiligheidshandskoene. Baie van julle sien ek gebruik dit nie altyd nie, maar ek maak 'n patent daarvan dat julle handskoene moet aan hê wanneer julle werk vir die skerp metaal, en dan ook veiligheidsskoene. Ons het nie almal veiligheidsskoene nie, maar dis 'n belangrike ding. Sou daar iets op jou voet val om jou voete te beskerm. Ons vierde afdeling, afmetings. Nou by die afmetings was dit nie baie werk nie. Ons gaan net sê die afmeting van verskillende lengtes. Sou ek vir jou lynstukke gee en vra, meet vir my die verskillende lengtes, moet jy vir my kan meet in millimeter of in sentimeter of beide. En wat hier belangrik is net die feit dat jy moet weet dat in 1 sentimeter is daar 10 millimeter. 'n Baie belangrike punt volgende, ons boogswyswerk. Julle sal die volgende prentjie sien en besef waaroor dit gaan. Dis die swysmasjien self. Ons het 'n drahandvatsel. Ons het 'n kragverstelknop. Dis waar ons die stroom hoër of laer stel. Ons het 'n kragkabel wat ons by die muurprop inprop. Want ons 'n positiewe punt waar ons die swystang in koppel op die swysmasjien self. Ons het 'n negatiewe punt waar ons dan ook die aardklamp insit. Dan het ons die swystang homself en ook die gronddraad. Maak vir my seker jy ken die bewoording en die beskrywing daarvan en dat jy ook verstaan watter gedeelte kom by watter ene. Dan ons 6de afdeling wat ons gedoen het, algemene gereedskap. Ek wil hê jy moet dit baie mooi verstaan. Dit is handgereedskap. In jaar 1 doen ons net handgereedskap, ons doen nie elektriese gereedskap nie. Handgereedskap is dinge soos 'n hamer,
'n saag, 'n vuil. Dit is die algemene gereedskap wat julle manne in die sentrum gebruik. Ons 7de afdeling was die sentrum uitleg, alhoewel ons het die sentrum uitleg heel in die begin van die termyn gedoen. Julle sal onthou waar ek julle almal gevra het om 'n uitleg van die sentrum te teken. Vanaf die ingang by die veld, soos ons instap in die sentrum in, wat volgende die toilette, die wasbak, die gang, die stoor, dan kom ons in by die onderwyser se kantoor, die gereedskapstoor, die swystafels, ons werktafels. Dan volgende was ons teorietafels waar ons sit en werk. Ek weet ons het die sentrum geskuif, maar ek sal nog aanvaar as julle dit dieselfde doen as wat leerpapier wys. Dan het ons gekyk na die brandblusser, waar sit die brandblusser, die gereedskapbord, die toesluitkaste by die oproldeur, en dan in die agterste sentrum het ons mos die staanbore, ons het die afsnymasjien en ons het die staansluitmasjien. En dan ons heel laaste punt van die 16 verskillende punte is die vasstaande masjiene, die groot masjiene wat al op die vloere vasgemaak is. Manne, onthou die toetsdatum, eerskomende Vrydag 13 Maart, dan wens ek julle net sterkte toe, leer en julle sal goed doen. En dan wil ek net vir julle sê weer eens baie dankie, geniet dit.